klaarmaak. Die kriekenklap het die gebruik gehad, hulle gee vir iemand 'n gat in die kolf trofeetjie. Dis 'n regte kolf met 'n groot gat in wat so groot soos 'n cricketbal is. En dit was dan elke jaar uitgegee vir die persoon met die meeste nulle. En ek het nou gesê, in die eerste wedstryd en die laaste wedstryd het ek toe nou 0 gekry. En daar is ek toe nou saam met nog iemand, 'n groot vriend van my, hy het toe ook daai seisoen 2-0 gekry en hy deel toe met die trofee. Maar nou weet ek gaan nou die ding kry, ek het die meeste nulle, of tel ons, en daar kom ons die aan by die afsluitingsfunksie, en toe ek daar instap, hier is 'n worsie visser, daar staan hy met so 'n orkes, en hy is nou besig om die laaste voorbereidings in te maak vir hierdie, stel 'n bietjie die gitaar in, en ek was heel verbaas geweest, ek het nie geweet dat worsie visser gaan daar wees daardie aand nie, en ek het daar aangekom, en dit was my heerlik verrassing, want ek het sy plate, en ek het sy musiek geken, en ek het selfs 'n CD later van hom gekoop, toe die musiek wat op die plate was oorgesit is, na CD, so ek het dus baie goed bekend met worsie visser, maar nou is dit nie hy wat daar is nie, daar was ook ander bekende mense geweest, onder andere hy bekende cricketspeler Adrian Kuiper, wat vir Suid-Afrika gespeel het in die 90's, hy was veral bekend geweest, hoe hard en hoe ver hy 'n bal kon slaan, en ek het dit een keer in 'n cricketwedstryd of in 'n oefening gesien, ons het daar by die skool het ek 'n golfblad gebou, en Adrian Kuiper kom 'n bietjie kyk, ons speel ons daar cricket, en na die cricket, en hulle vra soms, nie 'n bietjie vir ons daar gaan staan vir die pen, en ons 'n bietjie kyk of ons hom kan uitbal, en dan kom een van ons beste bouwers is, hy is baie opgewonde om vir Adrian Kuiper te bal, maar soos jy sê, toe hy bal aflewer, toe sien ek die dag, daar klits Adrian Kuiper, hy bal oor die rugbyveld, oor die volgende rugbyveld, en hy land daar langs die Paulien, ek het nog nooit in die lewe gesien, dat hy ou bal so ver en so hard kan slaan nie, maar ja, so het hy die ou kieker aardig gebring, nou is hy ook daar, hy sê ook dat die pryse oorhandig aan worsies, na die ou wat speel, wat aan die musiek maak vir die aand, en so word dit tyd vir die prysedeling en die toesprake en die goed, en daar word ek vorentoe geroep, ek en my maat, en ons gaan ontvang nou die kolf met die gat in tesame, nou ons het dit is so 'n tipe van 'n vernedering, maar ons het maar 'n grap daarvan gemaak, almal het geweet wat die werklike statistieke was van daardie jaar se kolfbereik en al sulke goed, so wat het vir my erg gemaak het, nou is worsie hierso, ek kan baie van sy musiek, en hier is ek nou met 'n dansfunksie, en Adrian Kuiper gee vir my die gat in die kolf, en so moet ek dit daar, met 'n brawe gemoed, moet ek dan die gat in die kolf aanvaar, en dan Douws nog 'n foto geneem, ek weet nie wat van haar foto geword het nie, en ons het baie gelag daaroor, en so het ek nou 'n worsie daar ontmoet, hy het nog al eeuwig om te lekpies, hand ek gesteek met hy reg langsaam, waar die prysedeling was, en die microfoon het daar so nou, die prysedeling was van sommer van daar, en die titel van worsies is, so 2-3 skins achter my gestaan, maar ek het met blijdskap sy hand geskid, kom ons sê baie dankie, ja, dit is hoe ek met die worsies herken, dit was hier in die 1991, van seker maak, en ja, in een mate, in die sê, dit was so nog goed geweest, worsies is daar, en my kriket help, Adrian Kuiper, en ek het dit van altyd aan ander gekryk, twee baie bekende mense, so ek gaan nog die boot die dag aan trap, maar wikkel hy bode nou, met aan het lap, dan kijk ons groep, die boot die dag aan trap, onkoos is rechtig eerlijk waar, die 90 jare jong, die pressie van die 30ers, is hy nog fris gezond, sy kinders is in Babylon, en met sy 5de vrou, sy jongste een daar in die hoek, die drink nog aan sy vrou, maar wat wil hy boude,